Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, wanneer dit kom by die wilde honde is hulle geweldig lief vir mekaar en daar is baie min gevegte onder mekaar. Inteendeel, hulle is nogal 'n trop diere wat baie mooi vir mekaar sorg en voorsien dan ook. As een siek is of enigiemand hulp nodig mag hê, sal daar 'n geweldig baie hulp wees, ook wanneer hulle die kleintjies grootmaak. So wanneer dit by hierdie tipe foto kom, is dit nou maar meer 'n spelery. Daar is baie min kere wat hulle so teen mekaar vyandig optree. Maar wanneer hulle met ander diere te doen kry, verander hulle geaardheid geheel en al. En dit moet nogal iets vir ons sê oor hoe kinders van die Here ook teenoor mekaar behoort op te tree. En dat ons werklik waar in daardie selfde liefde en besorgdheid vir mekaar sal optree. Nou liewe vriende, ons deel met u beskryf die onreinheid in u. En baie mag dalk sê jong, ek is nie, maar enige kind van die Here wat tot bekering gekom het of u wat die Here aangeneem het, sal iewers in die lewe op 'n plek kom wat jy begin agterkom, jong, hierso's fout in my geestelike lewe. Ek kan net nie in oorwinning leef nie. Ek het net nie daardie uh, sekerheid dat ek kan optree om as getuie vir die Here te wees nie. Ek is wel seker van my redding, maar ek sukkel om die onreinheid in my te sien. Nou, ons het gister nog gesien dat dit word beskryf as 'n elendige mens en soos wat in Romeine 7 vers 24 staan, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nou hierdie elendige mens het ons vir u gesê, beskryf hoe 'n mens in sy toestand voel voor die Here in daai oomblik, soos wat Petrus by die vuur was toe hy die Here daar verloon het. Hy het na dit gevoel elendig, jou swakkeling, jou pateet. Hoe kan jy die Here so verloon? Jy wat gesê het jy sal dit nooit doen nie. En tog het hy dit gedoen. En dis hier waar dit kom, wat dit sekerlik baie nodig is en baie noodsaaklik is dat 'n mens nie moet moed verloor nie, want daar is hoop in die Here. Hierdie elendige mens kan verlos word. 'n Vierde hoe hy hom beskryf, liewe vriende, is hoe die onreinheid of die inwonende sonde beskryf word as die liggaam van die dood. In Romeine 7 vers 24 sê hy, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nou die liggaam van die dood, liewe vriende, is wanneer hulle iemand in daardie tyd tot dood veroordeel het, dan het hulle soms 'n lijk aan so 'n persoon vasgemaak en dan het hierdie lijk op daai persoon ontbind. En hy moes met die lijk saamgeloop het, dit kon net nie anders wees nie. En nou sê hy, dis presies hoe ek geestelik voel. Ek voel asof ek hierdie doodsheid saam met my dra. En ek kan net nie in oorwinning kom nie. En dit is wat hy vir die Here kom sê, Here, ek moet in oorwinning kom, ek kan nie met hierdie dinge aangaan nie. In Psalm 51 vers 12 staan daar, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my vaste gees. En weer eens word daar, ek dink dit saamgevat in hierdie teksvers, dis 'n onreinheid wat binne in die hart van die kind van die Here is. En nie die onreinheid wat binne in die hart van die kind van die Here is, weerhou hom om 'n algehele oorgawe te maak, weerhou hom om sekerlik so daardie getuie of instrument in die hand van die Here te wees. Weerhou dat hy nie totaal en al vervul kan wees met die Heilige Gees, elke aspek. En dit is waarom dit so nodig is dat 'n mens van hierdie onreinheid gereinig moet word. Want soos Galasiërs 5 vers 17 sê, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat hulle nie kan doen wat jy wil nie. So liewe vriende, as u die goeie wil doen en u wil die Here dien, dan moet u sekerlik weet, die vlees gaan dit probeer verhoed en sal dit verhoed, want dit sal altyd God se gees teestaan in die lewe. En dit is waarom dit verwyder moet word, hierdie vlees, hierdie onreinheid moet verwyder word, sodat ons tot eer van die naam van die Here kan leef. Daarom wil u dit nie vir die Here kom vra, as u sien, maar dis waar my lewe is, kom vra vir die Here, en weet jy wat doen die Here? Hy kom en hy verlos, en hy kom en hy maak vry, sodat ons vervul kan word. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons op U kan kom vertrou. Dankie dat ons op U kan steun, want ons weet Here, U is God en daar's niemand anders soos U nie. Amen.